En wat sê sy? Oh my word. Kan ek glo? Ja? Ek weet, ja. Ai, nooit. En wat sê sy toe? Hey, sê goodbye juffroukie. Jy weet jy mag nie aan tafel op jou selfoon praat nie. So selfwors. Sê tog asseblief Kobai voordat jou ma onredelik raak. Ek word gedwing om Kobai te sê. Nee, albei van hulle. Okay, ons praat maar by die skool verder. Bye. Voor ek onredelik raak. Dit is die probleem in elke huis. Wat se probleem? Die ma, haar mood bepaal die mood van die hele huis. Is dit? Korrek. As die ma 'n mislike by is die atmosfeer in die hele huis mislik. Jy weet as die kinders nie nou aan tafel was nie, het vir jou wragtig 'n goeie kopklap gegee. Ek dink nie ma verstaan wat pa bedoel nie. En jy verstaan. Al wat pa probeer sê is dat ma die belangrikste persoon in die huis is. Die myn pikkewyn. Die kinders is reg. Dit is hoekom baie mense daai bekende Afrikaanse raaisel op 'n lapborduur, dit raam en in die voorhuis hang. Wat 'n bekende raaisel. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? Pa, dis nie 'n raaisel nie. Dis sommer net 'n gesegde. Dis 'n spreekwoord. Praat is 'n spreekwoord. Werk is 'n werkwoord. Nou het jy die kat aan die gat beet. Dit is 'n spreekwoord. Wat is tussen die bas en die matras? 'n Vlooi in die kooi. Hy het dit nie as 'n vraag bedoel nie. As 'n sin met wat begin, is dit altyd 'n vraag. Ek weet, ek kry dit die hele tyd by die werk. Wat gee jy my vir my ou battery? Wat kos hy nuwe battery? Wat bedoel jy my credit card is declined? Kan iemand asseblief vir my sê waaroor gaan hierdie gesprek? Molly. Sel. Nee, sê jy. Jy weet, dit voel my net skool. Ek verstaan die vraag, maar ek nie 'n klou wat die antwoord is nie. Al vraag waarin ek belangstel is: wanneer gaan ek 'n meisie kry? Wanneer jy ophou om so desperaat te wees. Het julle geweet ou Melvin wat saam met my werk was 'n machine gunner in Nam, Wie het nou? Namibië. Hier's al die bankdetails. As jy by die werk kom, maak asseblief onmiddellike internetbetaling. Melvin sê daar's 'n geheimsinnige deel van banking wat geen vrou verstaan nie. En dit is, Making a deposit. man, betaal jy net asseblief daai rekening. Waarvoor is dit? Vir Plapsie se matriekafskeidrok. Ek moet na werk gaan oplaai. Hoeveel rokke? Net een. Besef jy vir die prys van die een rok kan ek 7 top of the range silver calcium batteries koop? Pa, ek kan nie met 7 karbatteries na die matriekafskeid toe gaan nie. Kan jy nie net die rok vir die naweek huur nie? Read my lips. Nee. OK, ek sal dit betaal. Tenus het vir môre aand 'n baie smart suit gehuur. Ek het hom dit maak doen. Hy gaan my nie na die dans toe vat as hy soos 'n moegoe lyk. Dis daai opstaan hare wat hom soos 'n moegoe laat lyk. Man, dis die mode in jou tyd het jou hare op jou skouers gehang. Want ek wou soos die Beatles lyk. Ek het nie eers na my eie matriekdans toe gegaan nie. Want jy was siek. Dit is iets wat so lankal aan my opbottel. Ek was oneerlik. Ek het myself siek gemaak. Hoe? Warm soutwater. Dit laat 'n mens verskriklik opgooi. Het jy verkies om eerder op te gooi as om matriekafskeid toe te gaan? Ja, maar dis sy besigheid. Toe jy hoef niks verder daaroor te sê nie. Nee ma, die waarheid moet uit. Ek kon nie 'n meisie kry om saam met my te gaan nie. Ek weet, laat dit nou gaan, maar verstaan. Maar nie ek nie. Jy weet al die tyd my laat toe dat die kind homself siek maak. Wat so 'n soort ma doen dit? 'n Ma wat weet wanneer om te shut up. Is dit? En 'n ma wat 'n pa 'n kopklap gaan gee, is hy nie nou dadelik daaroor shut up nie. Partykeer kan julle pa so subtiel wees soos 'n trosbom. Wat is 'n trosbom? 'n Groot bom vol klein bommetjies wat sommer oral ontydig ontplof. O. Hoe laat dink maar gaan hulle klaar wees met my hare môre? Ek weet nie maar ons afspraak is vir 11:00. Ons afspraak. Maar jou afspraak. Maar in plaas van dat ek soos 'n spaarwielaar rondhang, het ek vir my ook 'n afspraak gemaak. My hare het dit nodig. Hoe laat sal ons klaar wees? Ag, jy hoef nie oor tyd te worry nie, daar's oor genoeg. Tennis kom jou eers teen 6:30 hier by die huis oplaai. Vir die matriekafskeid ja. Maar wat van Maar wat van wat? Wat van Annetjie se befoorparty? Ons het klaar daaroor gepraat en besluit. Maar almal gaan daar wees, ma. Ek en jou pa het baie duidelik vir jou gesê jy moet kies.
Dis of die before party of die after party. Jy het self die after party gekies. Ja, maar dit was voor ek ook uitgenooi is na die after party toe. Wat die hel is dit? Na die after party by Ronel se huis is daar 'n all-night after party by Nicolette se huis. Maar wat het geword van matriekafskeid en finish en klaar? Wat is al hierdie before en after rubbish? Weet julle nie wanneer genoeg is nie? Dit het verander, ma. Maar dan se tyd dat dit bloody wel terug verander. Wat is soort ouers laat al hierdie after en before parties toe? Al die ouers, behalwe my streng ouers. Ja, is dit so? Almal gaan by al die parties wees. Regtig, ma. Dit word van elke matrikulant verwag om daar te wees. Dit is 'n vereiste. Sorry, maar ek weet wanneer ek 'n storie gespin word. This mother's been round the block. Wat doen mo nou? Iets wat ek al lankal moes gedoen het. Vir wie bel, ma? Elke ouer in jou klas. Ek wil weet hoe hulle oor hierdie before en after parties voel. Nee, moenie asseblief, ma. Nou maar dan bly ons by wat ons besluit het. Matriekafskeid en 1 after party, that's it. OK, is maar ernstig is. Ek is. En dis die finale woord van hierdie mynpikkewyn. Reg. Is jy reg om draai? Dis nog vroeg. Drink eers pas 'n koffie klaar. En nou as jy so hartseer klink? Ek is 'n bietjie hartseer, maar dis OK. Gee daarvan. Nee, is iets jou hartseer gemaak en dan wil ek weet. Ag, dis niks. Regtig. Kyk, as 'n pa se dogter hartseer is, dan wil hy weet wat fout is en dit regmaak. Dit is wat 'n pa wil en moet doen, anders is hy nie 'n pa se gat nie. Ons is 'n goeie pa, maar ons niks wat pa kan regmaak nie. Hoekom nie? Want ma het klaar besluit Wat het jou ma besluit? om my in die verleentheid te stel. Is jou rok 'n disaster? Nee, my rok is pragtig. Dit gaan oor die geselligheid na die matriekafskeid. Hoor die afterparty. Nee, maar ons moet as jy kan gaan, solank hy rubbish van 'n Van Rooi en jou voor 2 terugbring. Ek weet. En as hy gesyp is, dan ruk ek sy oorbelle uit. Al die matrikulante, behalwe ek, gaan ook na die all-night after party by Nicolette se huis. Skielik sien ek sulke rooi ligte wat hier voor my flits. Hierdie is 'n gesprek wat ek liewer met jou in die teenwoordigheid van jou ma moet hê. Kom. Het jy wragtig by jou pa kom huil oor daai verdomde after party? Dis hoekom. Ek was op die punt om nee te sê. Blapsie, nee. Ek wag vir pa in die kar. Wat se before, after, who's your mother parties is dit? Ek was nie eens toegelaat om na my eie matriekafskeid toe te gaan nie. Want jy was nooit in matriek nie. Dan was dit die rede. Bye. Bye. Pas op, is nog warm. My maat sê dis reg. Ek kan môre aand 'n kar leen om vir Blapsie na 'n matriekdans toe te vat. Dis nice. Ek gaan soos 'n guar in my kamer sit en DVD's op my komputer kyk. Jou beurt sal nog kom. Ek seker iewers is daar 'n girl wat ook môre aand alleen in haar kamer sit. Ons moet haar net opspoor en aan jou voorstel. Ek is sommer partykeer lus en word 'n huursoldaat. Om wat te doen? Reis na vreemde lande, ontmoet vreemde mense en skiet hulle. Ek dink jy is daai soort mens nie. Nie om te veg nie. Iemand moet vir daai soldate kook. Hier soldate eet takeaways. Waar hoor jy dit? Dis 'n feit. Wat jy liewers moet doen na jy gekwalifiseer het, is om aansoek te doen as 'n chef by 'n stripklub. Dis 'n idee. Partykeer vergeet 'n mens dat al die stripklubs ook kos bedien. Jy sal op voornaamterme wees met al die dancing girls. En as hulle jou eers beter leer ken, sal dit beslis 'n paar wees wat in jou sal belangstel. Is dit? En hulle is nie skaam nie as jy weet wat ek bedoel. Hulle het ook nie die hoogste morele waardes nie. Hulle het ondervinding. En as gevolg van hulle werk, spesialiseer hulle daarin om mans goed te laat voel. Dis wat ek nodig het. Ek wil goed voel. Jy kan nou al op Vrydae-aande en Saterdae-aande in een van die kombuise by daai stripklubs gaan werk. Gaan sing hulle en doen aansoek. Dis een van die briljantste idees wat jy nog ooit gehad het. Wat is? Hi Blaps,
Wat se idee het jy gehad? Ag, sommer niks. My maat sê dis reg, ek kan môre aand haar kar leen. Oh, dis great. Ek werk nog aan my maal oor die all night after party. Hulle het nee gesê en dis finaal. As jy my kan help om hulle te oortuig, kan ek dalk iets vir jou organise. Wat kan jy vir my organise? Lukie Olivier in my klas. Sy ou het vanoggend voor ons skool op sy motorfiets 'n wheelie gedoen, maar nie gesien die skoolbus het gestop nie. En nou lê hy in die hospitaal met 'n gebreekte been. Wat het dit met my te doen? Sy het dringend iemand nodig om saam met haar na 'n matriekafskeid toe te gaan. Sê vir ek stel belang. Ek het. En sy het gesê as sy nie teen 12:00 môre 'n ou kry nie, sal sy vir jou vra. Dit is 'n belediging. Ek weet nie. Dit is beter as net 'n reguit nee. Ek stem saam met Tenis. Dis nou of ja of nee. Anders is dit 'n belediging. Vir wie bel jy nou? Hi Lukie, dis Blabs. Hoorie, my broer is nie meer beskikbaar môre aand nie. Hy het 'n date wat hy na 'n fliek toe wil vat. Dis nie waar nie. Sst. Jy hoef my nie te sê nie. Ek weet die matriekafskeid is een van die belangrikste aande in 'n mens se lewe. Jong, ek weet nie, maar hy is hier, praat self met hom. Miskien verander hy van plan. Okay. Moenie te gou ja sê nie. Hallo? Ja. Jy gaan my nie glo nie, maar Faatjie gaan môre aand na Blapsie se matriekafskeid toe. Het daai rubbish van 'n Van op die laat stadium kop uitgetrek. Nee, hy vat vir Blapsie. Faatjie gaan saam met Lukie Olivier. Wie's dit? Hy was Blapsie se klasmaat. Is sy dik? Wat maak dit saak as sy is? Toevallig is sy. Dit is goeie nuus. Wat is dit? Faatjie date het of wat Lukie dik is? Albei. Kyk, dik cherries is baie meer dankbaar vir die aandag en bereid om hulle waardering te wys. Wat sê jy, dat dik meisies maklik is? Nee, maar dit is 'n feit. Hoe mader en hoe mooier, hoe meer volstrooi is hulle. En ek? Jy is nie volstrooi nie. Met ander woorde, jy sê ek is dik. Molly, dit is 'n feit soos 'n koei. Ekskuus. Nou sê jy ek is so dik soos 'n koei. Iemand, jy het my nie kans gegee om my sin klaar te maak nie. Maar sê dit ek hoor. Wat ek wou sê is, dit is 'n feit soos 'n koei dat jy nie so maar soos 'n kraai is nie. As ek nie 'n kraai is nie, dan is ek mos 'n koei. Nee man, 'n kraai is 'n kraai en 'n koei is 'n koei. Jy is my Molly. Mollige molly. Presies soos ek van jou hou. Dik. Nie maar nie. As ek nie maar is nie, dan is ek mos dik. Jy verstaan nie, daar's 'n helse verskil tussen nie maar nie en dik. Nou, vertel dit ek hoor. Nie maar nie en ek staan nog 'n kans om vanaand lepel te lê. Dik en ek slaap vanaand in die spaarkamer. Jy weet, ek begin al hoe meer dink dat 'n man is soos 'n infomercial. Jy kan nie 'n woord glo wat hy sê nie. Ek is verskriklik bly dat Faatjie 'n date het. Ek het oor hom begin worry. Kon sien dat hy op breekpunt was. Ja, shame. Hy sal met Tenis hier weg om vir hom 'n suit te gaan huur. Daarvoor betaal ek met gragte. Is dit, maar jy moet oor Blapsie se rok. 7 top of the range batteries. Ek is seker die huur van die soet is minder as wat ons die customers gee vir 'n trade-in. Skoon my. Hierdie dik bus het kos op die stoof. Moenie tyd om hier te staan en praat oor die prys van car batteries nie. Jy noem dit 'n dik bus. Ek sou eerder sê 'n sexy, luukse mikrobusie. Nou dat jy my klink soos een van daai nuwe 2010 taksies. Met die ongelooflikste paar headlights. Kom stort, die kos gaan nog 'n hele ruk vat. Jou rowwe bliksem. Ek het sommer 'n nuwe lus vir die lewe. Ek is seker is nie al lus wat jy het nie. Hy moet net onthou dat Lukie 'n ou het. Wat in die hospitaal lê, intraksie. Pas op dat hy jou nie in traksie sit as hy daar uitkom nie. Ek vat die meisie net na 'n matriekafskeid dans toe, ma. En 'n afterparty. Dis reg.
En 'n after party, 'n all-nighter. Askies? Julle moet sien hoe pragtig lyk Blapsie in haar nuwe rok. Wat 7 top-of-the-range batteries gekos het. Nee, wag. Male moenie nou probeer om die onderwerp te verander nie. Wat 'n onderwerp. Dat hy na die after party toe mag gaan, maar nie ek nie. Maar Faitjie het nie vir ons gevra of hy mag gaan nie. Hy hoef ook nie, Maar ek moet. want jy's nog op skool. Wat van as ek 'n oogie oor Blapsie en Tennis hou? Kan sy dan gaan? Moenie vir my vra nie, vra jou ma. Ek dink dis iets waaroor ons saam moet besluit. As sy nie kan gaan nie, kan ek ook nie gaan nie. Wat? Hel, dis die eerste keer wat jy so opstaan vir jou sussie. Dit beteken die kind gee hom. Hy gaan 'n oogie oor sy sussie hou. Dan het ek nie meer probleme as sy na die after party toe begin nie. Ek seker ook nie. Thanks, ma en pa. Moenie vir ons bedank nie. Bedank jou boet. Hoekom? Want hy het gesê as jy nie mag gaan nie, dan gaan hy ook nie. As ek nie kon gaan nie, sou hy ook nie kon gaan nie, want ons almal ry saam in Tennis se ma se kar. En daarmee verander jy jou dikgat boetie se status van hero na zero. As jy nie na jou sussie kyk nie, gaan ek nie jou maak keer as jy jou godverre vir jou wil aftrek nie. Solank dit net beteken dat ons na die all-nighter toe kan gaan, pa. Ja, okay. Ma, Teen my sin, ja. Maar julle gaan sit nou albei julle selfone op charge. As ek worry, wil ek bel. En ek wil nie daai pap battery verskoning hoor nie. is dit nie altyd dat ons stort en begin aantrek nie? Nee, so uur. Anders gaan ons net hier in daai pakke sit en sweet. Party cherries like sweet. As jy in rugbyklere is, nie in 'n aandpak nie. Jy is seker reg. Onthou net, dit maak nie saak hoe lookie lyk nie. Die eerste ding wat jy sê is, jy lyk pragtig in daai rok en ek is mal oor jou skoene. Skoene. Ek sien nooit wat se skoene 'n cherry aan het nie. My aandag word gewoonlik afgetrek deur 'n paar besoekers. Skoene is verskriklik belangrik vir enige girl. As jy dit eers raak sien en komplimenteer, is die ys gebreek en like sy jou sommer klaar. Is dit? Ja, min ouens weet dit. Ek beloof jou, dit werk soos 'n droom. Waar het jy dit geleer? My pa het my daai skoentip gegee. Voor hy geskort was die hele sustersvereniging smoor verlief op hom. Ek weet presies hoekom hulle al hierdie after parties het. Hoekom? Want by die matriekdans word daar nie drank toegelaat nie. Ek beloof ek sal net 1 biertjie gebruik. Of 2. Maar ek net een, want ek bestuur. Julle sê dit net vir my onthaalwe. Ek dink julle albei lieg deur julle tande. Nee oom, regtig. Ek het vir my ma beloof en ek kan nie vir haar lieg nie. Is dit? Nou, my ma het 'n breathalyzer van toe sy nog met my pa getroud was. As ek by die huis kom, moet ek blaas. Het jou pa 'n drankprobleem gehad? Eintlik het hy nou nog een, maar my stiefma gee nie om nie. En sy drink saam. Julle moet maar vanaand kyk dat daai skoolheid nie gesyp in hulle karre klim nie. Vat hulle sleutels as julle moet. Waar kry jou kamera? Jy moet net sien hoe pragtig lyk jou dogter. Ek het dit, sussie kan maar afkom. Blapsie, kom af. En toe, wat dink julle? Jy lyk pragtig in daai rok en ek's mal oor jou skoene. Oh, thanks, Tennis. En toe sê jy niks nie. Hè? Nie eers dat dit meer as 7 top-of-the-range car batteries werd is nie. Dis neem jy af. Ek is so emosioneel, ek wil net huil. Hi, hoekom pa? Omdat jy so mooi lyk. Ons dogtertjie het skielik 'n jong dame geword. Tennis, gaan staan daar langs Blapsie, laat Faitjie julle kan afneem. Smile vir die kamera. Van Rooyen, jy beter vanaand mooi na ons dogter kyk. Of hierdie ronde auntie hier langs my ruk daai oorbelletjies uit jou ore en druk dit deur die nippels. Is amper hier. Ek kan sommer in haar stem hoor, hulle is boermoeg gepaard. Ek wonder hoe dit met Faitjie en sy date gegaan. Ons sal net nou alles hoor. Dis seker hulle. Ag, dankie tog. Mens worry oor jou kinders tot jy hulle sien, al is hulle hoe groot.
Ek self het nie lekker geslaap nie. Jy het soos 'n klip geslaap. En jy? Ek het geslaap soos 'n baba, wakker elke 2 ure. Al wat ek nou wil doen is gaan stort en slaap. Het julle daarmee aand geniet? Ons is moeg geparty, Tannie. Waar's Faitjie? Hy lê vas in die slaap op die agterste sitplek. Hoe het dit gegaan met hom en sy date? Wel moenie eers vra nie. Ek het in my lewe nog nooit so 'n gevryery gesien nie. Met respek, dis om van te kots. Maar jy die lookie nie ou nie. Faitjie het skaars vir haar gesê, "Jy lyk pragtig in daardie rok en ek is mal oor jou skoene." En die lookie het heeltemal vergeet van daai wat in die hospitaal lê. In traksie, Nog voor die voorgereg het die twee sommer net daar in die saal begin soen. hulle het nie eers die hoofgereg gesien nie, want teen daai tyd was hulle al agter in my ma se kar besig om te gesels. Ek glo nie ek wil verder hoor nie. Ek sal maar alles later vertel, maar ek is nou baie moeg. Thanks vir alles, Tenis. Boy, Bye. en waai ek maar ook. My ma wil my asem toets. Bye. Gooi net daai dik gat uit jou kar uit vir jy uitry. Wat is dit nou van sy asemtoets? En sy ma laat hom in 'n breathalyzer blaas om te sien of hy wel gelieg het oor wat hy gedrink het. Oh, miskien moet baie meer ouers dit doen. Ek het net baie bly Faitjie het 'n bietjie action gehad. Jy weet hy was op breekpunt. Ek ken nog iemand wat baie vinnig op breekpunt is as al skaars 'n week sonder action verbygaan. Hard hy seker na sy pa. Ma, Wat is dit? ek is verlief.